Goeiemôre. Jy luister na oordenking 119 in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is 'n skrikwekkende gedagte. Your mind is a garden. Your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow weeds. Die feit dat ons gedagtes nie kan sien nie, laat ons met die idee dat gedagtes en die wêreld van materie verskillende realiteite is. Ons gedagtes behoort tot die geestelike wêreld en ons liggaam tot die stoffelike wêreld. Geestelik en biologies. Die realiteit van ons lewens is meer ingewikkeld as dit. Wanneer ek opkom met 'n gedagte, wanneer ek aan iets dink, skep dit 'n elektriese en chemiese reaksie in my brein. Gedagtes is 'n vorm van energie. Soos wat ek herhaaldelik my gedagtes fokus op 'n idee, begin my brein nuwe netwerke vorm, nuwe patrone waarlangs energie vloei. Ons het vroeër gepraat oor neuroplastisiteit, die vermoë van ons brein om lewenslank nuwe neurologiese bane te vorm. Gedagtes verander my breinstruktuur. Sê dit hardop vir jouself. My gedagtes verander die struktuur van my brein. Maar daar is meer om in gedagte te hou. Wanneer ek 'n bepaalde gedagte koester, wanneer ek aan iets dink, het dit 'n reaksie in my liggaam tot gevolg. Kom ons sê ek dink aan 'n vreesaanjaende gedagte. Dan reageer die amygdala in my brein, wat die hypothalamus in kennis stel, wat die simpatiese senuweestelsel aktiveer, wat adrenalien vrystel, wat my hartklop verhoog, my asemhaling versnel om genoeg suurstof te produseer, wat my bloeddruk verhoog, my pupille vergroot, wat my spysverteringsstelsel vertraag, daarom ook die gevoel op my maag, en ek leef met 'n verhoogde fokus en bewussyn van gevaar. Dit het weer tot gevolg dat sekere neurotransmitters geaktiveer word wat die adrenalienvlakke moet laat daal, soos noradrenalien en serotonien. Wanneer ek 'n hartseer gedagte koester, word my brein se limbiese stelsel weer eens geaktiveer, waar die amygdala die hypothalamus in kennis stel om toepaslik te reageer, wat neurotransmitters soos serotonien en dopamien verlaag, wat verband hou met emosies soos hartseer en depressie. Langdurige hartseer gedagtes lei tot verhoogde vlakke in kortisol, die streshormoon, wat jou immuunstelsel en metabolisme beïnvloed, wat 'n effek het op jou hartklop, asemhaling, slaappatrone affekteer, eetversteurings kan veroorsaak, wat die immuunstelsel onderdruk, wat kan veroorsaak dat ek meer vatbaar is vir siektes, wat ook kan veroorsaak dat ek moeg voel, spierpyn ervaar, en net algemeen ongemaklik is in my liggaam. Al hierdie dinge veroorsaak 'n verandering in my breinstruktuur wat maak dat ek nog meer hartseer en negatiewe denke koester en mettertyd permanent neerslagtig leef. Dis 'n skrikwekkende gedagte, dat 'n gedagte in effek materie word. 'n Gedagte wat so abstrak is, wat lyk of dit so in die lug rondhang, het 'n effek op my liggaam. Dit word materie. 'n Gedagte word 'n siekte. 'n Siekte in my liggaam. Dit word 'n verswakte hart. Dit word gesondheidsprobleme. Gedagtes hang nie maar net in die lug onskuldig rond nie, maar skep 'n realiteit in my liggaam. Gedagtes verander my liggaam. Nie kan dit verander nie. Gedagtes verander my liggaam. Luister dus weer na die gedig. Your mind is a garden. Your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow weeds. As jy jouself siek kan dink, kan jy jouself ook gesond dink? Hieroor praat ons môreoggend verder. Kom ons bid saam.
Hemelvader, ons wil soos die psalmdigter vra, deurgrond ons gedagtes. Soek daardeur, wil U dit weeg en vir ons wys hoe ons en waar ons gedagtes kan verander. U het 'n realiteit geskep, wat uit U grootheid en U almag ons uitnooi na U koninkryk toe. U koninkryk van vrede, van liefde, van goedhartigheid, van hoop en liefde, van geloof. Help ons om ons gedagtes daarop te rig. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.